Ons sluit ons kuier af in ons laaste episode met Jacques Malan. Ek het as kind het ek ook geleer in ons beesboerdery dat kwaliteit is daar's geen plaasvervanger daarvoor nie. Die grootste buffelbul wat jy kon koop met die naam Brits, ek het hom die naam Brits gegee. As ons kyk na die swartwit pense, het ons begin met 'n 36 duim bul wat die grootste was wat jy kon kry en ons was trots op die bul gewees. Ek het die vorige jaar het ek 'n die eerste 50 duim bil Walker uit hom uitgeteel wat nou 52 duim is. Ek het ook uit hom uitgeteel nou hierdie jaar wat ons uit die bulkamp uitgaan haal het 350 duim bulle. Ek het dan ook reg gekry om verlede jaar die grootste rooibok waarvan ek weet lewendig in Suid-Afrika te kon in die hande kry. En dit is hoekom ons hier op die plaas het ons die ram Hercules ingebring wat oor die 18 duim is en daarom is dit belangrik dat ons soveel as moontlik trofee kan verkoop aan die buiteland want dit sit geld terug hoe ons bewaring kan toepas in die land. Ek het van vroeg al uitgevind dat as jy die wildbedryf wil uitbou, dan is dit belangrik om suksesvolle mense suksesvol te maak in die wildbedryf, want dit sal jou mense wees wat jou adverteer. En al hoe hulle suksesvol kan wees, is as jy jou kennis met hulle deel en bereid wees om daardie gevoel te skep in die bedryf dat jy deel kennis. En hoe meer kennis jy deel, hoe slimmer word jy, want hoe meer vrae kry jy en hoe meer dink jy. En dit is wat ons toepas hier op Blue Marie. Ons maak seker dat elke ou wat hier wegkom, hier weggaan met 'n bron van kennis. En ek het dit toegepas in my boerdery en in my kliëntebasis om 'n eerlike front te hê met my kliënt. Ek het gelukkig van die begin af 'n wye reeks diere gehad, spesies waarmee ek boer. So ek kon vir die ou op 'n eerlike manier sê, meneer, dit gaan nie werk om buffels by jou in te sit nie. Sit liewerste rooibokke by jou in of andersom. En dit het sy vrugte afgepluk. Ek het dan ook in besef, soos wat my pa destyds een van die stigters van die wildbedryf verenigings in Suid-Afrika was, het ek besef dat as ons nie 'n vereniging het wat na die belange kan omsien van die wildboer nie, dan het jy geen assuransie vir hierdie bedryf nie. Jy moet 'n organisasie hê wat jou kan beskerm wanneer dit nodig is en wat jou spreekbuis is na die staat toe, want die staat was die grootste vyand van die wildbedryf in die verlede. Deesdae gaan dit baie beter. Dit gaan baie makliker, die verhoudings is baie beter en die regering kyk meer uit om te kyk waar kan hulle help, hoe kan hulle help en daar's ook nou 'n departement van landbou wat na die wildbedryf wil omsien. So dinge gaan baie beter. Maar dit is die basis. Die verdere ding wat ek ingesien het by die wildboere is dit gaan nie net om nuwe wildboere in te bring nie. Dis baie belangrik. Maar jy moet ook nuwe swart wildboere inbring. En daarom het ek regtig waar moeite gedoen om ook aan daardie kant te werk met mense en om mense suksesvol te help maak en het ek ook daar verskeie mense gehelp. Onder andere ook het ek vir ons president meneer Ramaphosa, het ek in die wildbedryf ingebring. Ek het hom gevat as 'n kwekery kliënt van my, het ek hom plaas toe gebring om hom in die wildbedryf in te bring en hy kom kyk na my diere en ons het daar om die vuur gesit en lekker vleis gebraai en toe sê hy vir my, Jacques, ek gaan nie jou diere koop nie. En toe ek was baie teleurgesteld, maar ek het my teleurstelling gesluk en ek het hom mooi gevra nou maar hoekom. En hy het vir my gesê, Jacques, the way you're doing it is the right way and I'm not ready for it. I'll call you when I'm ready. En ek het hom aangehou bel elke jaar om veiling toe genooi. Tot 1 jaar het hy my gebel en gesê, Jacques, I'm now ready. Can you come and help me? En dit is hoe hy begin het in die bedryf in. Hy het begin met raad en advies en nie net van my af, nie van ander mense af ook. Maar dit is hoe hy begin het en dit is my belangrik om soveel as moontlik swart boere in die bedryf in te kry, maar nie net in te kry nie, maar suksesvol in te kry. So ek dink dis vir ons baie belangrik in Suid-Afrika. Ons moet ook hierdie mense inkry, ons moet swart jagters hê. Hoe meer swart jagters ons het, hoe beter gaan dit gaan met ons bedryf. Want dit is die populasie, as jy kyk na die volumes, dis waar ons swartes lê. So ons moet regtig waar moeite doen daarmee. Hoe lyk ons toekoms vir die wildbedryf in Suid-Afrika? Ek dink die toekoms vir die wildbedryf in Suid-Afrika gaan met Suid-Afrika. Jy kan nie die twee onderskei nie, jy moet hulle saam kyk. En ek dink met kom ons noem met die Ramaphosa era, wat vir ons voorlê, die volgende 11 jaar, wat vir ons gaan voorlê, ek dink dit gaan die mees fantastiese jare wees in Suid-Afrika.
En omdat dit so fantasties gaan wees, gaan die ou met die bandeplek gaan geld maak. Die ou met die verfplek gaan geld maak. Die ou met die bouery gaan geld maak. Maak nie saak wat sy kleur of geur is nie. En daardie spaargeld, dit is geld wat belê word in die wildbedryf. Jy belê nie jou laaste geld in die wildbedryf nie. Dis nie goeie beleid nie. Jy belê jou spaargeld belê jy in die wildbedryf in en jy kry jou besigheid op 'n goeie voet. So sodra die besighede op 'n goeie voet is, al hierdie bedrog uit die stelsel uit is, gaan daar baie meer geld vloei in Suid-Afrika. As ons kyk na die buitelandse geld wat gaan inkom in die land in, gaan ons ongetwyfeld beter doen in Suid-Afrika en dan in die wildbedryf. Want die wildbedryf is 'n upmarket bedryf. Dit is 'n bedryf wat jy doen omdat jy dit wil hê. Dit is soos dieselfde ding as die poedelhondjie wat die mense koop. Wat betaal hulle nie vir daai poedelhond nie en hoeveel keer gaan hulle met hom teel? Dis irrelevant, hulle wil hom hê en daarom koop hulle hom aan. Dis dieselfde by die wildbedryf. Hulle wil hom hê, want is mooi, jy kan dit geniet. Dis 'n bedryf hierdie wat jy nie net uit geld uit kan maak nie. Jy kan dit geniet met jou vrou en jou kinders. Dis 'n geleentheid waar die topbesigheidsman wat teen Vrydag wil immigreer uit Suid-Afrika uit en hy beweeg na sy wildplaas toe met sy gesin, sien hy nie net sy wonderlike kinders en vrou raak nie. Hy sien 'n ander, hy ontspan en Maandag wil hy glad nie immigreer nie en sy besigheid is nie meer te koop nie en hy is weer werd vir Suid-Afrika se ekonomie, is hy geweldig baie werd. So dit is vir my die toekoms van hierdie bedryf van ons. Sit daar by ons ekotourisme wat gaan geweldig gaan groei as ons die veiligheid en sekuriteit in die land kan verbeter, wat ongetwyfeld sal verbeter. Dan dink ek dit gaan 'n baie goeie toekoms vir ons land wees.